Hierdie gelykenis praat van gebou op die rots. Die begrip van waarheid is nie 'n einde in sigself nie, maar 'n middel tot die einde van 'n veranderde lewe. Liefdevolle Vader, ons is maar eintlik baie dom. Hierdie goed is so pragtig en diep. Mag die Heilige Gees ons verstande verlig, sodat ons 'n beter idee van die liefde vir ons kan kry. In Jesus naam, amen. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Luister en doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie. Hoekom nie? Want sy fondamente was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het geval. En sy val was groot. Ek dink julle kan begryp waarvan Jesus praat hierso. Jesus het sy boodskappe met 'n illustrasie afgesluit, wat die belangrikheid beklemtoon om sy woorde in die praktyk toe te pas. In die menigtes wat na hom kom luister het, was daar baie van hulle wat hulle hele lewe hierso by die see van Galilea deurgebring het. Hulle was vissermanne. Terwyl hulle aan die hange van die koppies gesit het en na hom geluister het, en jy kan dit in jou verbeelding sien, waar ons hier kyk, kon hulle valleie en klowe sien waar die bergstrome hulle pad na die see gevind het. In die somer het hierdie strome dikwels heeltemal verdwyn en net 'n droë, stowwerige kanaal agtergelaat. En Jesus praat met hulle oor die omgewing. Tydens die winterstorms val die reëns in die riviertjies, word sommer riviere wat alles saamsleep wat in die pad kom. Dikwels is die gehuggies waarin die arme mense gewoon het en wat gelyk het of hulle buite gevaar was en staande kon bly, met die vloedwaters weggesleer. Gelyk of hulle gaan staan. Die sandfondasies was teleurstellend. Hoog teen die stilte was die huise se fondasies op rots gebou. Daar was ook ander huisies wat met rotsklippe gebou was, wat vir eeue deur storms getranseer is. Maar hierdie huise is met baie sweet en moeite opgerig. Wat lank om op 'n fondasie te bou. House on the rock, house on the sand. Illustrasiekie. Soos die bouers wat hulle huise op die rots gebou het, sê Jesus. So is die mens wat sy woorde ter harte neem, Jesus se woorde, en dit die fondasie van sy karakter en sy lewe gemaak het. My vriend, ons is 'n rots waarop ons kan bou. Eeue gelede die profeet Jesaja geskryf. Gras verdor, blomme verwelk. Jy het dit al gesien. Maar die woord van ons God bly vir ewig. Hy kontrasteer dit. Luister na Petrus se woorde oor die woord van God. Want alle vlees is soos gras, selfs wat Jesaja sê. En al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en die blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Want jy die ewigheid geniet. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Sy woord is die enigste blywende standvastige iets in hierdie wêreld. In my jare van navorsing het ek deur baie materiaal gewerk. Baie van daai goed is verkeerd bewys. So jy kan ook nie alles vertrou nie.
Kan maar sê op hierdie oomblik is dit wat ons nou dink, jy weet. Maar die woord is anders. Matteus 24:35, die hemele en die aarde sal verbygaan. Dit gaan binnekort gebeur. Maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Dawid sê, ek het die woord in my hart geberg dat ek teen U nie sal sondig nie. 1 Korinte 3:11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hy moet ons fondasie wees. Die groot beginsels van die wet wat God beskryf, word in die woorde van Jesus op die berg van saligspreking gevind. En ek was so baie keer al daar. Enigeen wat op sy woord bou, bou op Jesus, die rots van alle eeue. Wanneer ons die woord van God ontvang, luister hierna, ontvang ons hom, want hy is die woord, en die woord vlees geword. 1 Korinte 3:11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Sy naam. Sy naam is sy karakter. Jesus die woord. Die openbaring van die karakter van God is die enigste fondasie waarop ons vir ewig op kan bou. My vriend, kom ons bou op hom. Ons bou op Jesus wanneer ons sy woord gehoorsaam. Het is nie iemand wat geregtigheid waardeer wat regverdig is nie, maar hy wat geregtigheid beoefen. Heiligheid is nie ekstase nie. Emosies kan so 'n bluffer wees. Dit is die gevolg van 'n oorgawe aan die Here. Beredeneer mooi. Dit is om die wil van die Vader te doen. Dit is heiligheid. Niks te doen met gevoele nie. Die wil van die Vader te doen. Toe Israel op die grens van Kanaan gekamp het, was dit nie genoeg dat hulle 'n kennis van die land gehad het nie, of daaroor te gesing het nie. Dit alleen sou hulle nie in die besit van die wingerde en die olyfbore gebring het nie. Hulle kon die land net deur besetting bekom, werke, deur die voorwaardes na te kom. Die Here het dit vir hulle gegee. Deur 'n lewende geloof in die Here te beoefen, deur sy beloftes hulle eie te maak en deur geloof sy voorskrifte gehoorsaam. Daar's 'n oorlog teen die wet. Valse leraars wat sê ons is nie onder die wet nie. Ons is net onder die genade. Ekskuus. Dis nie wat die Bybel leer nie. Maar nie dink dat ek kom met die wet ontbind nie. Paulus sê dieselfde in Romeine 3:31. Geloof vervang nie die wet van God nie. Godsdienst is om te doen wat Jesus van ons verlang. Nie om sy gunst te probeer verdien nie, maar omdat ons sondige verdienste die geskenk van sy liefde ontvang. Maar omdat ons sonder verdienste, ek koop het nie, die geskenk van sy liefde ontvang het. En nou sê hy, wees my gehoorsaam. En ervaar 'n verskriklike, heerlike geluk. Jesus skenk ons verlossing, nie net op ons belydenis nie, maar op ons geloof. En goeie werke van geregtigheid manifesteer ons verhouding met hom. Om te doen en nie net te bely nie, word van die volgelinge van Jesus verwag. Moenie steel nie, moenie lieg nie. Daar's 10 goue reëls wat sy karakter uitbeeld. Wees gehoorsaam en hy gee jou die krag om gehoorsaam te wees, want jy het nie eens die krag nie. Ons ontvang Jesus se verlossing nie alleen deur ons belydenis nie. Nee.
maar deur geloof wat in goeie werke van geregtigheid geskied. Daar word van die volgelinge van Jesus verwag om daadwerklik iets te doen. En nie net te praat nie. Daar's genoeg praters en soekdoeners. Dit is deur fisiese en psigiese optrede dat karakter ontwikkel. Nie voor 'n televisieprogram nie. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hy praat met ons. Die is die kinders van God. Nie hulle wie se harte deur die Gees aangeraak is nie. Nie hulle wat nou en dan sy krag ervaar nie, maar hulle wat voortdurend deur die Gees gelei word, is die kinders van God. Luister na daai stem. Luister na daai stem. Gedurig deur. Hy praat kort met my. Dan kry ek so skaam. Luister, sê ekskuus. En doen wat hy jou vra. En jy grief teen iemand het. Vra krag en vergewe hom. As jy sy woord in geloof aanneem, my dierbare vriend, gee hy jou die krag om dit te gehoorsaam. As jy sy woord in geloof aanneem, gee hy jou die krag om dit te gehoorsaam. As jy die lig wat jy nou het koester, sal jy meer lig ontvang. Wat 'n gedagte. Ons kan baie meer lig ontvang. Wanneer jy op die woord van God bou, sal jou karakter soos die karakter van Jesus ontwikkel. Hy is die enigste ware fondasie. Hy is die lewende steen. Sy eie lewe word aan almal gegee wat in geloof op hom staatmaak. Enige gebou wat nie op die fondasie van God gebou is nie, sal in tye stort. Die mens wat op die fondasie van menslike opinies en seremonies bou, of enigiets wat hy onafhanklik van die genade van God, van Jesus bou, is 'n struktuur wat op sand gebou is. Jesus en Jesus alleen. Die storms van versoeking sleur die sandfondasies mee en die huis word 'n ruïne in die geskiedenis van tyd. Ek herhaal dit. Die storms van versoekings sleur die sandfondasies mee en die huis word 'n ruïne in die geskiedenis van tyd. Weerstaan die versoekings. Daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen. Beproef. Jesus is beproef. 'n kosbare hoeksteen. 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En ek sal die reg tot 'n riglyn maak en die geregtigheid tot 'n skietlood. En die haal sal die leendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel. Ek kry ons Hebreëse parallelisme. En dit is iets om na te kyk. Hy sê, ek lê in Sion 'n grondsteen. En dan brei hy uit 'n beproefde grondsteen. 'n kosbare hoeksteen. En brei verder uit, wat gegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Ek sal die reg tot 'n riglyn maak. Wat beteken dit? Beteken, en die geregtigheid tot 'n skietlood. Hebreëse parallelisme is so interessant. As jy jou Bybel lees, kyk 'n bietjie hoe hy herhaal wat hy sê. Oor en oor herhaal hy wat hy sê, sodat ons 'n beter begrip kan kry. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Maar daarin dat hy hom bekeer en van sy weg en lewe. Bekeer van sy weg en lewe. En dan pleit hy, bekeer julle. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? As daar dinge verkeerd is in jou lewe,
dan praat die Here met jou deur hierdie teks. Die stem wat vandag met die skaamtelose, die skuldige praat, is die stem van hom, wat met 'n verskeurde hart oor die stad van sy liefde uitgeroep het. Jerusalem, hy sit op die donkie en hy skud van hartseer. Jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hennaarkuikens onder die vlerke. En julle vou nie. Hier eindig die Jode as die uitverkore volk van God en die Here huil. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Hartseer woorde. Voorwaar ek sê vir julle dat julle my sekerlik nie sal sien nie, tot die dag kom wanneer julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, maar dan gaan dit te laat wees. Besef jy dat hy oor jou en my se afvalligheid huil? Ons maak sy hart seer as ons sonde doen. Terwyl Jesus se traan op die Olyfberg geval het, was daar nog tyd vir Jerusalem om die ramp af te weer wat oor haar sou kom. Vir 'n oomblik of twee het Jesus nog vir haar aanvaarding van hom gewag. Dit het nie gebeur nie. Jesus is op hierdie oomblik nog steeds besig met 'n stem vol liefde, my dierbare vriend, om vir ons die volgende te sê: kyk mooi, ek staan by die deur en ek klop. Kan jy hoor? As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek, wat? Nee, is reg, ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Om te dink, maak nie saak hoe sleg jy is nie. Hy klop en hy sê ek wil inkom. Moenie probeer skoonmaak en regmaak nie. Hy sal dit doen, laat hom net inkom. 2 Korintiërs 6:2. Want hy sê, in die tyd van welbehae het ek jou verhoor. In die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van huil. Dis nou. As ons hoop op die sand van opinies gebou het, my liewe vriend, is dit nog nie te laat om 'n ramp te verhoed nie. Vlug baie vinnig na Jesus, die sterk fondasie. Daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Jesaja, wend julle tot my. Pragtige woorde. En laat julle red. Redding is by hom. Alle eindes van die aarde, want ek is God. En daar is geen ander nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, moenie paniek nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, daai magtige, almagtige hand van 'n God. Jesaja 45:17 noem dit. Maar Israel word deur die Here gered met 'n blywende redding. Hulle sal nie verleë staan en nooit teleurgestel word nie. As jy met jou hele hart dien, sal jy nooit teleurgestel wees nie. Volgende keer. Die ryk dwaas. Liefdevolle Vader. Ons het geen idee hoe lief hy ons het nie. Dankie vir die waarskuwings. As ons op sand gebou het, help ons om baie vinnig na die rots te gaan en ons lewens verder op die rots voor te sit. In Jesus naam. Amen.